Ek wil vir jou vra vanoggend, wat is die goed wat jou wakker hou in die nag? Wat is dit waaraan jy nie kan ophou dink nie? Of anders gestel, wat is die bekommernisse wat jy het? Waaroor worry jy? Sou dit nie meer lekker gewees het as ons kan teruggaan toe ons kinders was, om te worry oor dit waaroor ons geworry het toe ons kinders was nie? Nou lyk dit 'n bietjie anderster. Nou is dit nie snaaks nie. Miskien is dit 'n pa of 'n ma wat besig is om oud te raak. En ek dink nogal baie daaraan. Jy weet, 'n mens moet nie daaraan dink nie, maar jy dink daaraan. Ouers raak ouer. Miskien is dit jou werk. Miskien kry jy nie 'n werk nie. Miskien het jy 'n werk en daar's onsekerheid en jy's bang jy verloor jou werk. Miskien is dit as jy nou weer dokter toe gaan, wat gaan hy die keer vir jou sê? So daar's soveel goed waaroor ons bekommer en miskien het jy nou hier ingekom vanoggend en gesê, maar ek het geen bekommernisse gehad nie, maar nou maak jy hierdie kannetjie wurms oop en jy vertel van al hierdie bekommernisse en nou is ek ewe skielik bekommerd. Want nou dink ek aan goed wat ek nie veronderstel is om aan te dink nie. En ons is baie keer so behept met wat gaan gebeur. Wat gaan gebeur in die toekoms? Ons sien die nuus, nou is daar weer 'n nuwe virus en almal is op hol en al hierdie goeters wat gebeur en jy sien van al hierdie oorloë en alles wat gebeur en dan is daar nou 'n berig uit oor die petrolprys van volgende maand en ons is bekommerd oor 'n klomp goed. En dit oorheers ons gedagtes, dit oorheers ons lewe, dit oorheers ons hele bestaan. Vir my baie keer wat ek bekommerd is dat ek nie by alles gaan uitkom wat ek dink ek veronderstel is om te doen nie. En dat iewers langs die pad gaan ek iemand teleurstel of ek gaan nie die regte goeders doen nie. So ek hou daarvan om in beheer te wees. Wie van julle hou daarvan om in beheer te wees? Kom, steek op jou hand. Daar's hy, né? Ons manage alles. En jy kan nie iemand anders se hand opsteek nie, want dan beteken dit jy's die een wat eintlik in beheer is, né? En ons is bekommerd oor 'n klomp goed en wat ons moet verstaan is dit waaroor ons die meeste worry, is die area in ons lewe waar ons God die minste vertrou. Want ons is bekommerd, ons wil in beheer wees, ons wil seker maak dat alles in plek is en waaroor ons die meeste bekommerd is waar ons God baie keer die minste vertrou. Jesus sê vir sy disippels in Matteus 6 vers 25, en sê, daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe. Trouwens, wie van julle kan deur om te bekommer sy lewe met 'n enkele uur verleng? Ons kan niks doen om ons lewens langer te maak nie. Ons kan niks doen oor, en baie keer die goed waaroor ons bekommerd is, 80% van daai goed gebeur nie eers nie. Maar ons lê wakker en ons worry oor 'n klomp goed en dit neem die beheer in ons lewe oor. Corrie ten Boom, sy was as kind in die konsentrasiekamp tydens die Tweede Wêreldoorlog. Sy het gesê, worrying doesn't empty tomorrow of its sorrows. It empties today of its strengths. Om te worry oor goed, om bekommerd te wees, gaan nie môre beter maak nie. Wat dit eintlik doen is, dit steel jou geluk. Dit steel jou vreugde vir vandag. Want vandag is al wat ons het. Vandag is die dag wat ons 'n verskil kan maak in mense se lewens. Vandag is die dag wanneer ons kan leef as Christene, as kinders van God, as volgelinge van Jesus Christus, maar ons is te behept met dit wat nog voor lê en dit wat ons moet doen. En daarom is vandag se boodskap se titel 'n lewe sonder bekommernis. Kom ons bid saam.
Here ons God, ons dankie dat ons kan weet dat U werk in elkeen van ons se lewens. Selfs wanneer ons dit nie sien nie, weet ons dat U die een is wat in beheer is. Ons dankie Here God, dat U vir ons lief is, dat U U lewe vir ons gegee het. En ons kom vra vanoggend dat U deur die Heilige Gees, dat U dit in ons lewe sal rustiger maak, dat ons nie so bekommerd sal wees oor dinge waaroor ons eintlik geen beheer het nie, maar dat ons sal toevertrou dat U in beheer is van elkeen van ons se lewe. Ons bid dit in die naam van Jesus ons Here. Amen. Die eerste ding wat ons miskien dalk moet doen is om die eeueoue vraag te beantwoord. Aan die begin het God alles geskape en hy het vir Adam geskape en toe sê hy dat daar is iets fout, want ons mans kan nie alleen funksioneer nie, ons het iemand nodig in ons lewe en toe maak hy vir Eva as 'n hulp en hulle het in die tuin gebly en alles was goed en daar was een ding wat God gesê het. Hy het gesê, julle kan van alles in die tuin eet, behalwe van die boom wat in die middel van die tuin staan. As jy dit doen, gaan jy sterf. Dit was in Genesis hoofstuk 2. So daar was geen probleem nie. Hulle het een reël gehad om na te kom. En dan lees ons in Genesis hoofstuk 3. Dan lees ons daar kom 'n ander karakter in en hy is die slang. En wat doen hy? Hy kry vir Eva alleen en hy vra vir haar hierdie vraag. Onthou wat het God gesê, né? God het gesê, julle kan van alles eet in die tuin, behalwe die boom wat in die middel van die tuin staan. En dan kom die slang en die Satan en hy kom en hy vra vir Eva, het God gesê dat julle van geen boom in die tuin mag eet nie? En dit is wat die duiwel doen. Die duiwel vat die woord van God, hy vat die waarheid en hy verdraai dit 'n bietjie. Want dit is nie wat God gesê het nie. God het gesê, julle mag net van die een boom nie eet nie. En dan kom die Satan en hy sê, het God gesê dat julle van geen van die bome mag eet nie? En dan sê Eva vir hom, nee, net van die boom in die middel. En dan sê, want Eva sê vir hom, God het gesê ons sal sterf. En die Satan kom en sê, nee, julle sal nie sterf nie, julle sal soos God wees. En die vraag is, kan ons God vertrou as hy goed in ons lewe vir ons sê, dat ons onsself daarvan moet weerhou? Luister ons na God se woord? Luister ons eerder na die vyand of luister ons na dit wat God vir ons sê? Want elke liewe dag van jou lewe moet jy 'n klomp besluite neem. Eintlik daar is wetenskaplik bewys jy neem 35,000 besluite 'n dag, né? Baie van die goeters is jy dink nie eers daaraan nie. Ons moet besluite neem en ons moet besluit, gaan ons luister na dit wat die vyand vir ons sê of gaan ons luister na dit wat God vir ons sê? En as ons gaan luister na dit wat die Here vir ons sê, kan ons die Here vertrou? Kan ons hom vertrou met alles wat in ons lewe gebeur? Is God betroubaar? Psalm 62 vers 8 sê, God is my redding en my krag, hy is my rots, my sterkte, God is my toevlug, vertrou altyd op hom, my volk, stort julle hart voor hom uit, God is vir ons 'n toevlug. Vertrou God altyd. Nie net wanneer jy so voel nie. Nie net wanneer jy lus is nie. Stort jou hart voor die Here uit. Sê vir hom, wat is dit wat jou bekommerd maak? Lê dit voor die voete van God. Vertrou hom altyd, elke dag van jou lewe. En dit is hoekom die psalmskrywer sê, ons kan God vertrou want hy is betroubaar en vir altyd
is hy dieselfde. Hy is nie iemand wat verander nie. Ons kan die Here vertrou, want dit is nie iets wat hy doen nie, dit is deel van sy persoonlikheid. En daar's 3 redes daarvoor. Die eerste rede is dat God was betroubaar in die verlede. So as jy die hele tema lees deur die Ou Testament, van Genesis af, regdeur Exodus, regdeur die Ou Testament, oral is daar hierdie woord wat gesê word, onthou. Onthou. Exodus hoofstuk 13 vers 3, Moses het vir die volk gesê, onthou die dag waarop julle uit Egipte, uit die plek van slawerny weggetrek het, want dit is deur sy groot mag dat die Here julle daaruit bevry het. Moses sê vir die volk, moenie vergeet wat God in die verlede gedoen het nie. Moenie vergeet dat toe jy na God geroep het hy gekom en hy het plaag gebring in Egipte en hy het jou daar uitgelei. Moenie vergeet dat toe jy by die Rooi See gekom het en Farao jou agtervolg het, dat God die see oopgemaak het en jy droog daardeur geloop het nie. En dat hy jou vyand vernietig het. Moenie vergeet dat toe jy honger was, het God vir jou kos gegee nie. Moenie vergeet dat toe jy dors was, het God vir jou water gegee nie. Moenie vergeet dat God vir jou 'n belofte gemaak het om vir jou 'n nuwe land te gee nie. Onthou dit wat God gedoen het. Onthou wat die Here in die verlede gedoen het. Onthou dat God getrou was in die verlede van alles wat hy gedoen het. Ek weet nie of julle al gelees het in die Bybel nie, daar's wanneer daar iets gebeur het, soos toe Jakob met die Here geworstel het. En nadat hy weg is, toe het hy 'n altaar gebou. Hy het klippe gevat en hy het op mekaar gepak. En dieselfde met Moses ook, toe die Here vir hom die 10 gebooie gegee het, daar het hy klippe gepak. Hoekom het hulle dit gedoen? Dat as hulle daar verbygaan, dat hulle kan onthou wat gebeur het. Wat is die klippe in jou lewe? Wat is die bakens in jou lewe wat jy kan onthou dat God getrou is? Miskien was dit die dag toe jy tot bekering gekom het. Miskien was dit 'n dag wanneer die Here jou genees het. Miskien is dit 'n dag in jou lewe waar God iets noemenswaardigs in jou lewe gedoen het, wat jy nooit in jou lewe sal vergeet nie. Vir my was dit die voorreg, of een van hulle was, dat my kinders gesê het, dat hulle gedoop wil word, en dis wat gebeur het. Dis 'n dag in jou lewe waar jy sien die goedheid van God, waar jy dit nooit sal vergeet nie. Maar ons is so bekommerd oor wat vandag gebeur, dat ons vergeet hoe goed God vir ons was in die verlede. En ek is seker, daar's elkeen van julle sal kan sê, maar as ek mooi gaan sit en dink, en ek dink terug, kan ek sien waar God in my lewe 'n verskil gemaak het. Dit is waar ek die klippe gepak het, waar ek die baken opgesit het, dat as ek daar verbygaan, onthou ek die goedheid van God. Dat hy getrou was in die verlede. Die tweede ding is dat God getrou is vandag. Josua sê vir die volk, hy sê in Numeri hoofstuk 14 vers 9, hy sê, julle moet net nie teen die Here in opstand kom nie, moet ook nie vir die mense van die land bang wees nie, want ons sal hulle maklik verslaan. Hulle gode sal hulle nie kan beskerm nie. Die Here is by ons, moenie vir hulle bang wees nie. Josua kom sê vir die volk, God het 'n belofte afgelê, dat hy vir julle hierdie land gaan gee. Moenie bekommerd wees, omdat hierdie mense groter is as julle nie. Moenie bekommerd wees, omdat julle miskien dink dat hulle is sterker as julle nie. En wat Josua vir hulle kom sê is dit, sê dat die sukses in ons lewe is nie afhanklik van die grootte van die oppositie in ons lewe nie. Dis afhanklik van die teenwoordigheid van God in ons lewe. Ons sukses in die lewe gaan oor dat God in elkeen van ons se lewe teenwoordig is. Die Nuwe Testament sê vir ons dat daar sal 'n seun gebore word
En hy sal genoem word Immanuel. Dit beteken God by ons. Matteus 28, dan sê Jesus vir sy disippels, wanneer hy hulle uitstuur, dan sê hy vir hulle, maar ek los julle nie alleen nie, ek sal by julle wees tot aan die einde van tyd. En baie keer gebeur daar goed in ons lewe, en ons verstaan dit nie. En God se teenwoordigheid in ons lewe beteken nie dat daar niks slegs met ons gaan gebeur. Dit beteken ook nie dat wanneer ons in 'n slegte omstandigheid is of wanneer ons iets ervaar wat nie vir ons lekker is nie, dit beteken ook nie dat God ons daar uit gaan haal nie. Maar dit beteken wel dat in alles wat gebeur, dat God met ons is. Want hy is betroubaar vandag. Hy haal ons nie uit hierdie goed uit nie. Maar hy is vandag met elkeen van ons. Onthou jy toe jy klein was, as dit donker is, né, dan raak jy ewe skielik bang. En dan loop jy in die gang af. Ek kan onthou, ek het mooi die pad geken na my ma se kamer toe. Gelukkig was dit nie ver nie, so die goggas kom my nie vang nie. Dit was net so om die draai. En dan, as jou pa of jou ma by jou kom lê, saam met jou in jou bed, die situasie is nog steeds dieselfde. Dit is nog steeds donker, maar ewe skielik is jy nie meer bang nie. Want daar is iemand by jou wat jou kan beskerm. En baie keer in ons geloofslewe is dit presies dieselfde, dat ons moet op God vertrou. Maak nie saak wat gebeur nie, as ons in uitdagende omstandighede is, dat ons kan weet, ons omstandighede mag dalk nie verander nie. Dit mag dalk erger word. Maar God is die hele tyd by ons. Hy is betroubaar vandag. En die derde ding is dat God sal betroubaar wees môre. Die Israeliete staan op die rand om die nuwe land in te neem en vertrou hulle God. Nee, want wat het gebeur? Die Bybel sê vir ons dat die Here sê vir Josua, hy sê stuur, of vir Moses, hy sê stuur 12 manne om te gaan kyk. En 10 van hulle kom terug en sê ons kan dit nie doen nie. En 2 sê ons kan. En na wie luister hulle? Na die mense wat sê ons kan nie. Die volk luister na die 10 mense wat sê dit is onmoontlik, hulle is te groot, ons sal dit nie kan regkry nie. En 2 van die ouens sê, wag so bietjie. Onthou julle nie dat dit wat God gesê het, dat die storie is eintlik al klaar geskryf. Want God het lank terug vir Abraham gesê, ek gaan vir jou 'n land gee. Dis klaar afgehandel. Dis net 'n kwessie van tyd. En hulle verkies om te luister na iemand wat sê dat hulle kan dit nie doen nie. Numeri hoofstuk 13. Die Here het vir Moses gesê, stuur manne na Kanaan toe, wat ek aan die Israeliete sal gee. Sal gee. Nie miskien nie, sal. God het klaar gesê dat dit is wat gaan gebeur. Uit elke voorvaderlike stam moet jy een stuur wat 'n leier is onder hulle. Al wat jy moet doen is, stuur mense en glo dat dit wat ek gesê het, die waarheid sal wees. Dat dit wat ek gesê het, 'n werklikheid sal word. En dan lees ons hierdie stuk, en dan dink ons, hoe stupid is hierdie mense? God het mos nou gesê, hy sal vir hulle die land gee. Maar as ek dink aan my eie lewe, dan doen ek baie keer presies dieselfde. Dat God vir my gesê het, hy is lief vir my, dat God vir my gesê het, hy sal my beskerm. Dat God vir my gesê het, hy het vir my 'n toekoms, maar ek vertrou eerder op dit wat ek sien. En dis die vraag wat ons vir onsself moet vra, is vertrou ons eerder dit wat ons sien? Vertrou ons eerder dit waar ons aan ons kan vat? Vertrou ons eerder dit waarmee ons in beheer is? Of vertrou ons God? Daar's baie min dinge, of daar's baie dinge in ons lewe wat gebeur waaroor ons geen beheer het nie. Maar vertrou ons God vir wat hy gesê het, want ons storie
is ook klaar geskryf. Ons einde is ook klaar geskryf. Openbaring hoofstuk 21. Toe het ek 'n harde stem van 'n troon af hoor sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly, hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie, ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan. En toe sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles nuut. En daarna sê hy, skryf hierdie woorde op, want hulle is betroubaar en waar. Dit is jou toekoms. Dit is die land wat God aan jou beloof, as jy sy kind is. En die vraag is, vertrou ons God? Vertrou ons die Here? En ek wil vir julle 'n storie vertel. Dit is iets wat baie na my hart lê, so as die stemmetjie bietjie breek, dan sit dit okay. Alright? Sien? My sussie is 'n dogtertjie. Voor geboorte, toe sê hulle vir haar, ons dink jy moet van die kind ontslaa raak. Dis wat die dokter vir haar gesê het. Ons dink, dis beter. Toe sy gebore word, toe sê die een dokter vir my suster, moenie te geheg raak aan haar nie. Want hulle maak dit gewoonlik nie verby 4 jaar nie. So moenie te geheg raak. Hoe sê jy vir 'n ma? Moenie te geheg raak aan jou kind. En Anna-May was net eenvoudig, sy kon niks vir haarself doen nie. Aan die begin kon sy so bietjie sit, maar op 'n stadium het sy gekom en sy het net gelê. Sy kon nie praat nie. Sy het duidelik, sy het geweet as haar pa daar in die vertrek inkom, nê, want dan begin sy so smile en want sy hoor sy stem. En ons het altyd geweet dat daar gaan 'n dag kom wat sy nie meer daar is nie. En toe vat my suster haar hospitaal toe vir 'n roetine ondersoek, want die dokter by wie sy altyd was, het afgetree, so nou moet sy 'n nuwe een kry. En ewe skielik sê die dokter vir haar, maar sy kan nie verstaan hoekom al hierdie medikasie nodig is nie, en sy begin van dit verander, en 'n roetine ondersoek raak toe 'n ICU geval. Dit was die Vrydag. En die Dinsdag, toe sy weg. Ek het gesê 14 jaar, my suster het gesê 15, en sy split die difference. 14 jaar en 6 maande. En die dag toe ons haar begrafnis doen, dit moes ek toe nou ook doen. Okay. Die hoeveelheid mense wat daar was, is 'n getuienis van haar lewe. Iemand wat nie regtig kon praat of iets nie, maar 'n impak gehad het op mense se lewens. Hoe het my suster dit gedoen? Want sy het geglo dat God is betroubaar. Hy was betroubaar in die verlede, hy is betroubaar nou, en hy is betroubaar vir die toekoms. En om 'n kind te verloor, ek dink nie enige ouer is gemaak om 'n kind te begrawe nie. Maar die enigste manier vir hulle om daardeur te kan kom, is om te weet dat God het hulle lief. Hy is betroubaar. Hy was goed vir hulle in die verlede, hy was goed vir hulle terwyl Anna-May geleef het, en hy is nou goed vir hulle in hierdie tyd, in hierdie seisoen waardeur hulle moet beweeg. God haal hulle nie uit hulle omstandighede uit nie. God vat nie hulle omstandighede van hulle weg nie. God is met hulle nou, waar hulle deur hierdie goed moet gaan, deur hierdie worsteling. Hulle kan God vertrou, nie op grond van wat hulle sien of waarna hulle kan vat
of wat hulle waarheid is nie, of wat dit van hulle afhang nie. Maar God is betroubaar in alles wat hy vir ons doen. Jesaja 46 sê vir ons, ek sal julle God wees deur julle hele lewe. Ek sal julle dra, ek het julle gemaak, ek sal vir julle sorg, ek sal julle ondersteun en ek sal julle red. Waaraan hou ons vas? Toe ons 1 jaar by die see was daar so 'n muur waar teen die kinders kan opklim. Dis mos maklik om tot bo te klim. Maar om af te kom is 'n ander storie. Want ewe skielik draai jy om en jy kyk en jy sien die grond is ver. Maar hier langs jou is daar 'n tou. Want dit is hoekom jy dit moet doen. So jy moet jou hand los, jy moet vrykom van die vrees en jy moet jou hand los en jy moet hierdie tou vat, want dit is die manier hoe jy onderkom. En baie keer bid ons en ons vra en die Here sê, maar ek is die tou. Hou net vas aan my. Jou omstandighede is miskien uitdagend, maar God kom sê vir ons, hy is betroubaar. In Johannes hoofstuk 14 vers 1 dan sê Jesus, julle moenie ontsteld wees nie, glo in God en glo ook in my. Wat is die bakens in jou lewe? As jy terugkyk oor jou lewe, wat is die bakens wat jy kan sien waar God 'n verskil gemaak het in jou lewe? Wat is daardie goed nou vandag wat jy kan sien dat God jou lewe verander? Dat God intree, dat God 'n verskil maak. En wat is dit waaraan jy vashou vir die toekoms? Want die toekoms vir ons almal is baie onseker. Maar een ding wat verseker is dat God is konstant. Hy verander nie soos die sterre in die hemel nie. Hy is die een wat altyd betroubaar is. Hy is die een wat daar was in ons verlede. Hy is die een wat vandag hier in ons lewe betrokke is en hy is die een wat ons kan vertrou vir dit wat vir ons voorlê. So dis maklik om te sê hou op worry, né? Want ek kan vir julle verseker, vanaand as ek in die bed klim is daar baie goed waaroor ek worry. En ek probeer vir myself sê maar hou op om dit te doen. Dan gaan dit vir so ek wou sê 5 minute, maar dis bitter lank. So 30 sekondes, né? Is alles afgeskakel. En ek worry nie meer nie en dan ewe skielik worry ek weer. En dat God net vir ons wil kom sê, weet jy wat, om te lê en te worry oor 'n klomp goed waaroor jy geen beheer het nie, dit steel jou joy. Dit steel die goedheid van God. En dat ons hom moet vertrou. Dat ons doen wat reg is en dat ons God sal vertrou met ons lewe. Here, ons dankie dat ons kan weet dat U getrou is in die verlede, dat U betroubaar is vandag, maar dat U ook betroubaar is vir ons toekoms. Dat U ons beloof het dat ons eendag by U sal wees. Help ons, Here God, dat ons sal vashou aan U beloftes. Dat ons sal vashou aan U goedheid. Dat ons sal vashou aan U genade. Dat omstandighede ons nie sal oorweldig nie, maar dat U in elkeen van ons se lewens betrokke is. Ons dankie, Here, vir U liefde. Ons dankie, Here, vir U genade. Ons dankie, Here, dat ons op U kan vertrou. Ek bid dit in die naam van Jesus, ons Here. Amen.